Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Ja, vriende, ons is soos wat julle weet besig met die reeks oor vrygewigheid. En ek gaan nou iets belangrik sê oor die woordjie vrygewig. Hier in Suid-Afrika is ons baie goed bekend met hijackings. Ek dink Van het ook ander dag met ons gesels oor hijacking. Nou, hijacking is nie net daai tragiese ding wat gebeur wanneer jy met 'n wit Fortuner by die John Foster aframp afklim nie. Hijacking van woorde gebeur ook baie meer gereeld in Suid-Afrika. Dit is wanneer 'n gemeenskap, 'n klomp mense stelselmatig begin om woorde op 'n ander manier te gebruik en so stelselmatig verander die betekenis van daai woord natuurlik. Net dink byvoorbeeld as jy 'n ou uit die 1700s sou met 'n tydmasjien kon bring hierson na vandag toe, dan sal hy dalk heel waarskynlik nogal de mekaar wees met die woorde wat ons gebruik. Dink aan 'n woord soos geweldig. Lank terug was dit 'n negatiewe ding. As jy vir daai ou sou sê, as hy sê hoe was jou vakansie en sy sê nee, dit was geweldig lekker. Hy sal sê maar as jy baie geslaan tydens jou vakansie of as jy by die ontbyttafel saam met die ou sit en jy sê hierdie naweek hierdie leeu's laat hom die bulle verwoes. Hy sal dalk met medelee vir jou sê, wil jy dalk van my bulle hê om jou stoet net weer op te bou. En vriende, ek wil graag presies dit voorstel vanoggend, dat ons sal gaan en die woordjie vrygewig hijack. Ons is nou by die tweede laaste van ons tematiese prediking oor vrygewigheid vir nou. En ek dink is nou 'n goeie tyd om hierdie woord heeltemal te hijack in ons midde en vir die doel om by ons te bly, soos wat ons in die weke, maande en die jare ingaan. So ek wil heel eers dat ons hierdie woord hijack en dit gaan belangrike konteks wees vir ons prediking soos wat ons verder gaan. En ek wil net eers waarsku, hijackings is maar morsig. Maar hou uit asseblief, daar is 'n goeie doel agter hierdie spesifieke hijacking wat ek hoop Ligpunt so kan gebruik wanneer ons praat van mense wat gee. Reg, so om die woord vrygewig beter te verstaan, is dit nodig om te kyk na die twee stamwoorde wat hierdie woord vrygewig opmaak. Miskien met die klem opmaak. Die twee stamwoorde wat vrygewig opmaak is die woordjie vryg en die woordjie ewig. Reg. Nou die woord vryg bestaan nie in Afrikaans nie. Tog gebruik ons almal die woord baie maklik, veral wanneer 'n Afrikaner probeer Hollands praat. As hy sou verwys na 'n vrug, dan sal hy praat van 'n vryg. Jy dink as jy op Schiphol lughawe in Amsterdam voorgekeer word want jy het 'n pomelo in jou rugsak, dan wys jy na die vrug en jy sê, maar meneer, dit is net een vryg. So ons weet, vryg is vrug. Reg. En ewig, daai is maklik, is ewig. So, vryg ewig. Ewige vrugte. Julle het hom. Goed, nou moet ons hom net gebruik. Is jy vryg ewig? Het jy ewige vrugte? So, nou dat ons weet wat vryg ewig beteken, kan ons in ons teks induik. So. Vriende, die evangelie volgens Lukas is geskryf vir ouens soos ek en jy. Dit is geskryf vir mense uit die heidene nasies uit. As 'n voorbeeld, Lukas, hy vat die stamregister van Jesus terug na Adam, die vader van alle nasies. Nie soos van die ander ouens wat dit terugneem na Abraham, die vader van die Joodse nasie nie. En Lukas, wat ook Handelinge geskryf het, daai boeke is baie soortgelyk. Die kinders wat nog hierso sit, hulle weet mos nê. Oom Lukas het ook Handelinge geskryf. Die boek is uniek in die sin dat dit vertel vir ons die verhaal van Jesus
Maar dit gee vir ons 'n kykie op die groot historiese doel, die rol wat God het met sy kerk, die doel wat die kerk gaan speel in wêreldgeskiedenis. So, Lukas vertel vir ons, vriende, dat die kerk God se instrument is van verlossing op aarde. Terwyl ons wag vir Jesus se terugkeer. En dit is natuurlik belangrik vir ons teks, vriende, want hier sit ons as 'n plaaslike kerk en ek wil graag hê dat ons moet hoor vanoggend hoe die Here vir ons sê, wees my instrument van verlossing totdat ek terugkom. In die tyd wat hierdie gebeurtenis wat ons saam gelees het vanoggend plaasvind, is Jesus se bediening in volle swang. Hy het al 'n paar geweldige wonderwerke gedoen. Hy is aan die preek en hy is besig om 'n tipe van 'n celebrity te word daar waar hy optree. Maar soos wat ons weet vandag, is 'n celebrity of famous is nie noodwendig geliefd nie. Net 'n rukkie voor hierdie gebeurtenis waar Jesus by hierdie hoofleier van die fariseërs gaan eet. Net 'n rukkie voor, dit was hy by 'n ander fariseer in Lukas 11. En daarso het die fariseer vir hom gesê, jy was nie voor die eet nie. Jy is veronderstel om te was. En Jesus sê vir die fariseer, julle fariseërs maak die buitekant van die liggaam skoon, maar binnekant is julle vol inhaligheid en boosheid. Maar waar dit sê, julle is soos grafte met doodsbeendere in waaroor mense loop sonder om agter te kom hoe naby hulle kom aan lyke. Vriende, nou ek weet nie wanneer laas iemand by jou kom braai het en dan kap jy hom so 'n bietjie omdat hy nie die wet gehoorsaam en dan sê hy vir jou jy's vol onhaligheid en boosheid en jy's basies soos 'n vrot lyk nie, maar dit waarskynlik die effek om die atmosfeer so bietjie awkward te maak. En dit was die disaster van die vorige ete van Jesus by 'n fariseer. So vriende, daar's geen love lost tussen Jesus en hierdie groep ouens nie. Daar's ook natuurlik geen bewys dat Jesus ooit weer uitgenooi is na 'n ander fariseer toe nie. En dit is nie vir ons moeilik om te sien hoekom nie. So kyk hou asseblief julle blaadjies byderhand. Kyk saam met my in vers 1. Dit is 'n leier van die fariseërs wat Jesus uitnooi. So ons het 'n step up gegaan van die vorige uitnodiging af. Hierdie is een van die belangrikste ouens van 'n groep van belangrike ouens wat Jesus uitnooi. En ook daar in vers 1 sal ons sien hulle het Jesus fyn dopgehou. Nou, hoe lekker is 'n ete as jy weet almal se oë is op jou? Kan julle julleself die atmosfeer voorstel by hierdie groot banket wat gehou word? En Jesus, die kontroversiële celebrity, hy gaan nie teleurstel nie. Hy gaan glad nie teleurstel nie. Die vonke gaan spat, vriende. Terwyl Jesus by hierdie feesmaal is daar 4 verskillende leergeleenthede, 4 klein hoofstukkies wat Jesus hierdie mense op aanspreek. En ons gaan vandag stil staan by die derde een van die 4, maar dit vorm een groot konteks, een groot geheel. So ek gaan kortliks net die eerste 2 vir ons uitlig en dan gaan ons kyk na die derde en die 4de een. Die eerste hartsissue wat Jesus aanspreek, soos wat hy aankom by hierdie groot banket, is 'n issue van skynheiligheid, van hipokrisie. Hy spreek die fariseërs se dubbele standaarde aan. Hy sê, julle ouens het julle self aangestel as regter en jury en laksman van die wet en julle roem daarop dat julle hierdie wet so rigied en so goed toepas en so goed nakom. Maar wat as dit jou bas raak? Wat as jou os in 'n put val op 'n Sabbatdag of selfs jou kind? Dan het jy 'n ander manier om met hierdie wet te werk. Nee, dan is daar ander maniere waarmee ons kan werk met hierdie wet. Maar wanneer dit kom by die welvaart of iemand anders se bas, soos hierdie siek man hier tussen ons,
dan is die wet weer iets anders. Dan is dit iets om iemand weg te kry, om julle gerief, julle gemak te preserveer. Julle is hypocrites, sê Jesus vir hulle. Hoe kom 'n mens terug van dit af? Ek weet nie of 'n mens dit meer awkward kan maak by 'n banket as jy vir jou gasheer sê hy en al sy vriende is hypocrites nie. Maar dit kan. Dit kan sommer nog baie meer awkward raak. Die tweede hartsissue wat Jesus aanspreek, is die fariseërs se trots. Hy sê vir hulle, hy wys uit dat hulle almal skarrel rond vir sitplekke om belangrike sitplekke te kry. En vriende, dink net vir 'n oomblik hoe sleg is dit eintlik? Hoe tens is dit daar as ons almal musical chairs speel? Ons weet ons speel musical chairs en ons maak of ons nie musical chairs speel nie. Nou staan die fariseer hier en sy vrou staan langs hom en sy pomp hom so in die ribbe. Sy sê, daar's 'n plek oop langs Nikodemus, daar's 'n plek oop langs Nikodemus. Go. Stop. Gamaliel het dit klaar gevat. Word wakker. En Jesus kom en hy sê, maar die keiser het nie klere aan nie. Hy sê, julle is ridiculous. Hou op om musical chairs te speel. Julle doen dit want julle wil wys hoe belangrik julle is. En dis hoekom julle dit doen. En vriende, is dit nie baie ironies as ons dink wie is dit wat aan die woord kom? Wie is dit wat praat daar oor wie sit waar? Dit is die koning van die heelal wat opgedaag het daar. Ek meen, waar siet jy hom? Hoe siet jy hom? Die een wat realiteit gemaak het. Die een wat die son geskep het. Die een wat gekom het om vir jou dood te gaan. Waar gaan hy sit? Vriende, ons lag lekker vir die klomp sotte. Hierdie klomp fariseërs. Vriende, ons is daai fariseërs. Ek wil hê ons moet nie verder gaan voordat ons nie besef, voordat ons kyk na hierdie derde hartsissue waarna ons gaan induik vandag. Ons nie verder gaan voordat ons nie besef ons is presies nes daai fariseërs. Hierdie klomp ouens, hierdie klomp skynheilige ouens met die dubbele standaarde, hierdie klomp trotsaards wat hierdie musical chair speel. Vriende, dis werklik ons. Nou, waar sit Jesus aan ons tafel? Wie van ons het nie heimlik dubbele standaarde nie? As dit kom by God se wet? Wie van ons het nie een stel reëls wanneer dit kom by wanneer die wet ons aanspreek en ander stel reëls wanneer die wet ander mense aanspreek? Het ons dieselfde reëls vir die Guptas as wanneer ons belastingvorms invul? Dis net die land se wette. Wat daarvan as dit kom by ons bydra aan Jesus se kerk? Sê ons, dit is baie erger om 5 miljoen rand te steel by die staat as 'n paar rand by die bruid van Jesus. Sal ons nie dikwels vasgevang wees in ons eie trots nie, vriende, wanneer ons eie reputasie hoër ag as Jesus se, wanneer ons in 'n situasie kom waar daai twee teen mekaar bots nie. Ek dink elkeen van ons weet diep in ons harte dit is waar. So laat dit asseblief tog ons nou tref, vriende, dat ons eerder hierso sit in skaamte en conviction soos wat ons verder luister. Dat ons besef ons natuurlike inklinasie in ons harte is om fariseërs te wees. En as ons dit weet, vriende, dit is die beste plek om te wees. Dis die gesondste plek vir ons om te wees. Dis die veiligste plek vir ons om te wees. As Jesus nou praat met ons harte, soos wat ons saam aansit by hierdie feesmaal. Okay, niemand het gesê dit gaan gemaklik wees by hierdie feesmaal nie. En niemand het gesê die gospel moet ons gemaklik los vanoggend nie. Ek gaan saam vir ons lees. Kyk saam met my hierso na ons spesifieke teksgedeelte. Jesus het ook vir die man wat hom genooi het gesê: wanneer jy 'n ligte ete of 'n groot maaltyd gee, moenie jou vriende of broers
of familie of ryk bure nooi met die doel dat hulle jou weer op hulle beurt uitnooi en jy dan vergoed word nie. Nee. Wanneer jy 'n feesmaal aanbied, nooi die armes, krepeles, verlamdes en blindes, dan sal jy gelukkig wees, omdat hulle niks het om jou mee te vergoed nie, want jy sal beloon word by die opstanding van die regverdiges. Okay, so hier sit nou reeds vir die mense daar by die banket gesê, hulle is hipokrits, wat net hulle eie gemak en gerief najaag. Jesus het nou net vir hulle gesê, hulle is trotsaards, wat te veel van hulle self dink. So net die bestanddele vir 'n lekker gesellige kuier. Vriende, verstaan net vinnig hoe die struktuur van die gemeenskap gewerk het 2000 jaar terug in Jesus se tyd. Dit het gewerk op 'n sosiale stelsel van patronaatskap, patronage. Nee, dit is daai woordjie wat ons raak lees in die nuus so die hele tyd. Langs 'n cater deployment lees ons hierdie woordjie patronage. En hoe werk dit? Dit is 'n sosiale raamwerk waar die ouens met die mag en die geld, hulle skep 'n netwerk van ouens deur vir hulle deure oop te maak, deur invloed uit te oefen, sodat daai ouens weer op hulle beurt 'n deur kan oopmaak met besigheidsgeleenthede of politieke gunsies, en so verbreed en vergroot hulle eie rykdom, hulle eie gerief, hulle eie gemak. In Afrikaans noem ons dit baantjies vir boeties. Dis vreemd, 'n vreemde konsep, nee, is strange, hierdie patronage. Ons het amper geen begrip van dit in ons hedendaagse samelewing. Die mense het daarom baie ver gekom in die laaste 2000 jaar, nie waar nie, vriende. So, nou in Jesus se tyd het hierdie groot banket, was dit 'n ideale geleentheid om hierdie patronaatskapnetwerk verder uit te bou, om te beskerm, om in stand te hou, nuwe geleenthede te kry, nuwe ouens te ontmoet en nog ryker te word. En 'n banket was baie duur, maar so winsgewend. Jesus se derde lering waarna ons gaan kyk vandag, wat ons nou net saam gelees het, is dan die volgende. En julle kan saam met my kyk daar in vers 12. Nou praat Jesus met die man wat hom genooi het. Onthou in vers 1, dit is die hoof van die Fariseërs. Hy praat met daai man. En dit wat hy vir hom sê hy hard genoeg en openlik vir almal om te hoor. Ons weet dit, want later in vers 15 gaan 'n ander ou, nie die hoofou nie, die ander ou gaan dit hoor en hy gaan kommentaar lewer daarop. So Jesus praat vrylik, almal hoor hom. En hy sê vir hierdie hooffariseer, hy sê vir hom, wanneer jy 'n ete gee, so duur banket soos hierdie ene, wanneer jy jou resources en jou tyd gee, kyk wat is jou doel. Let daarso die woordjie doel in vers 12. Ek love die direkte Afrikaanse vertaling. Hy sê, kyk wat is jou doel. Dis dat hulle jou weer uitnooi, sodat jy weer terug ontvang, sodat jou patronaatskap netwerk kan uitgebou word, sodat jy kan geriefliker en ryker word. En dis maklik, spandeer net op die regte ouens en hulle gaan weer deure vir jou oopmaak. Voilà, jy bly gemaklik. Jy gee op 'n manier wat jou welvaart, jou aansien, jou gemak, jou gerief net preserveer. Dis al wat jy doen. Jesus maak 'n baie groot en belangrike en soortgelyke punt in Lukas 6, wanneer hy sê, as jy dit doen, is maar net soos al die ongelowiges wat lief is vir die ouens wat vir hulle lief is. Nee, sê Jesus. Hy sê actually nee in ons teks. Hy sê nee. Hy sê my disippels is nie besig met die bou van patronaatskapnetwerke nie. My disippels nooi eerder die ouens wat nie kan terugbetaal nie. Die armes, die krepeles, die ouens wat nie die middele het om hoegenaamd deel te neem aan jou game van patronaatskap nie. Eenvoudig dit, sê Jesus, vergeet van jou eie gemak en jou gerief. Gee vir die mense wat jy weet jou nie kan terugbetaal. En vriende, okay, right, as daai verduideliking ons nie ongemaklik laat nie. Laat John Newton dit doen vanoggend. Vroom ou. 300 jaar terug gelewe. Ex-slawe handelaar tot bekering gekom het.
En hy, die ou wat Amazing Grace geskryf het, hy sê die volgende, dit gaan vir ons hier so opkom. Amazing ding wat hy sê. Laat dit julle tref vanoggend asseblief vriende. Hy sê, one would almost think that Luke 14 verse 12 to 14, dis ons teks vandag, that it was not considered part of God's word. Not any part of Jesus' teaching has been more neglected by his own people. I do not think it is unlawful to entertain our friends. But if these words do not teach us that it is in some respects our duty to give a preference to the poor, I am at a loss to understand them. Tim Keller lewer kommentaar op John Newton op hierdie teks. En hy sê die volgende, hy sal dit net 'n bietjie in meer moderne taal sit. Hy sê, Jesus is saying that we should spend far more of our money and wealth on the poor than we do on our own entertainment, our own vaccinations, our own entertainment, far more on the poor than our own entertainment, or on vacations, or on eating out and socializing with important peers. Far more on the poor than that. Okay, time out, vriende. Ek is jammer, ek kan nie anders as om dit net te sê nie. Die ou wat hier vir julle staan en preek vanoggend is nie 'n formidabele voorbeeld van 'n ou wat dit nail nie, en ek moet net daai olifant in die vertrek aanspreek. 'n Paar weke gelede het die wet vir ons gepreek van die ryk jong man wat alles moet verkoop en Jesus volg, en ek was diep in my hart so dankbaar dat ek dit nie hoef te gepreek het nie. Toe kry ek hierdie teks. Maar vriende, mag ons beter doen. Mag ons meer gehoorsaam wees. Mag ons meer gehoorsaam wees aan die koning van die heelal. Mag ons meer vryg ewig wees wanneer die Here vir ons hierdie opdrag gee. Daar is hoop, vriende, daar is hoop vir hipokriete soos ek en jy. Wanneer Jesus se woorde deur die ewigheid 2000 jaar hier inrol en ons harte kom tref vanoggend oor dit wat ons nie besig is om te doen nie. Maar daar's hoop vir hipokriete soos ek en jy, vriende. Nou dat ons duidelik is oor wat Jesus se opdrag is, laat ons aanbeweeg en kyk wat hy sê is die gevolg van geloofsgehoorsaamheid op sy opdrag. Jesus gaan verder, hy sê hierdie wonderlike woorde in vers 14, julle kan kyk in vers 14, hy sê, as jy dit sou doen, gee sonder dat jy enigiets kan terugkry in hierdie lewe, enigiets kan terugkry in hierdie lewe, sonder om heeltyd jou patronaatskap netwerkies uit te bou, dan gaan jy gelukkig wees. En die rede wat hy gee oor hoekom jy gaan gelukkig wees is nogal 'n verrassing. Ek weet nie of julle dit gesien het nie. Die rede hoekom ons gelukkig gaan wees is die feit dat ons gee vir ouens wat nie kan terugbetaal. Dit gaan ons gelukkig maak. Die feit dat ons gee vir 'n ou wat nie kan terugbetaal nie, juist dit gaan jou gelukkig maak. Ek lees vers 14 sommer vir ons. Dan gaan julle gelukkig wees omdat hulle niks het om julle mee te vergoed nie. Jy sien vriende, as ons gee waar daar niks kan terugkom nie, daar's natuurlik 'n baie diepe misterie wat die Here gemaak en ontwerp het oor die joy van gee. Maar ek dink as ons gee aan ouens wat glad nie kan teruggee nie, dan word ons gelukkig, want dit breek daai rondom talie game. Dit breek daai pingpong, ek krap jou rug, jy krap my rug. Dit breek dit af, dit vernietig dit. En dit dwing ons ons het geen ander keuse nie, want daar kom niks terug in hierdie lewe nie. Dit dwing ons weg van ons aardse koninkryke af. En dit dwing ons op 'n verwagting. En die gevolg sê Jesus, as ons gedwing word op 'n ewige verwagting, is 'n uitsien, 'n verwagting op 'n ewige beloning. Die beloning by die opstanding van die regverdiges. 'n regte, erge, ewige skat
ewige vrugte. Vryg ewig. Vriende, as daar net een ding is wat jy hoor vandag, en as jy sukkel om te konsentreer, hoor nou hierdie. Hoor asseblief hierdie. Jesus sê, wil jy gelukkig wees? Soek gee geleenthede waar daar geen kans is op 'n terugbetaling nie in hierdie lewe nie. En laat dit jou laat uitsien na die lewe om te kom. Vriende, ek is al baie keer gefassineer deur die ongelooflike effek van 'n vooruitsig. Die effek van 'n uitsien, veral vir 'n jong seun, vir 'n graad 9 seun wat by die skool is. Ek was baie lank terug 'n graad 9 seun. En die effek van 'n uitsien na 'n Desember vakansie op die laaste dag van skool, as daai ou daarin waar daai ou gewoonlik glad nie 'n plesier is nie en sy neus optrek vir die kleinste van taakies, kan jy op die laaste dag van skool net voor die Desember vakansie aanbreek, werk jy met hierdie ouens en hulle is net 'n plesier. Hulle loop met net so groot glimlag rond. En daar kan jy hulle laat handboeke ronddra en jy kan hulle die skoolsaal laat was. Ons het dit altyd gedoen. Jy kan laat hulle stoele en tafels rondskuif en al wat jy sien is sulke groot glimlagte. Dis wat jy sien. En daai taakie waarvoor hulle neus opgetrek het, is nou 'n bron van groot pret vir hierdie ouens. Dis 'n geleentheid om net nog pret te hê. En dit gaan nie om wat gebeur nie, die smiles gaan net nie weg nie. Want hierdie ouens weet, hulle staan op die vooraand van 'n Desember vakansie en niks kan dit stop nie. Niemand kan dit by hulle wegvat nie. Niemand kan daai realiteit by hulle steel. Hulle is nog actually in die skool. Hulle is daar waar altyd is. Maar daai uitsien het 'n geweldige impak op hulle vreugde vandag. Dit maak 'n groot verskil as die hart weet waartoe hy op pad is. En dis Jesus se punt. Dis wat hy wil hê ons moet sien. Gee waar jou aandag nie vasgevang gaan word met die wet van wederkerigheid nie, van patronaatskap nie, waar niemand vir jou kan teruggee nie, waar jou hart nie in die slaggat kan val, verwag van 'n beloning in hierdie lewe nie. So nooi die armes en nooi die krepeles. Vriende, ek wil vinnig twee teologiese punte maak wat ek tog dink is belangrik en ek gaan dit baie vinnig doen. En as dit jou tikkel, asseblief kom chat saam met my na die tyd. Maar is belangrik om te noem, daar's ook baie goeie nuus vir ons in dit wat die teks nie sê nie. Die eerste ding wat die teks nie sê nie is, die teks sê nie vir ons, doen hierdie op 'n selfless manier nie. Haal jouself heeltemal uit die equation, gee en vergeet daarvan. Dis nie wat die teks sê nie. Om die waarheid te sê, die teks sê amper die teendeel. Die teks sê, verwag 'n beloning. Die teks sê eintlik, moenie 'n klein beloning verwag, hier's vir jou 'n manier vir 'n baie groter beloning. Dit haal nie jouself uit daai equation uit nie. Dit is 'n heerlike vreugde om uit te sien en te wag na daai ewige beloning. Tweede ding wat hierdie teks nie sê nie. Dit sê nie, doen hierdie sodat jy verlossing kan ontvang nie. Dit is glad nie wat die teks sê nie. Dan sal die res van die Nuwe Testament nie sin maak nie. Nee, die teks sê, doen hierdie omdat jy 'n verlossing het, maar hier is vir jou 'n manier om daai vreugde nog groter te maak, nog verder uit te bou. Gaan kyk gerus op ons webwerf op lig.com of gaan luister op YouTube channel na die preek van Johan van Aswegen van 19 Junie vir meer op daai punt. Goed, vriende, nou wil ek die mees profound en die beste nuus van alles met julle deel rondom hierdie teks. Dit gebeur net nadat Jesus hierdie woorde sê in sy 4de lering. Sy 4de stukkie teaching. Nadat Jesus nou net hierdie hartsissue van aardse beloning aangespreek het, hierdie issue van comfort zones wat die ouens nie wil uit nie, soos wat hulle eie netwerkies bou. Sê hy vir die mense by die onthaal die volgende. Hy sê, 'n man het 'n groot feesmaal gehou en baie mense uitgenooi. Maar sien net raak dat daai man wat uitgenooi het, was nie vir die mense belangriker as hulle aardse bestaan en aktiwiteite nie. Hulle was nie lief vir daai man nie.
en hulle het nie die uitnodiging aanvaar nie. Want jy sien, vriende, daar was geen nut vir hulle nie. Daar was geen manier wat hulle gedink het hierdie man hulle patronaatskapnetwerk kan uitbou en hulle gerief en hulle gemak vermeerder nie. Een ou het 'n stuk grond gaan koop, 'n ander ou het 'n klompie osse gaan koop, 'n ander ou het gaan trou, karre, huise, verhoudings, alledaagse staf, alledaagse transaksies, alledaagse patronaatskap wat net eenvoudig hoër prioriteit geniet het in die lewe van hierdie mense as wat die huiseienaar geniet het. En in die lewe van hierdie mense het al hierdie alledaagse staf, hierdie huiseienaar wat uitgenooi het, eenvoudig een kant toe geskuif. Jesus eindig met 'n ontstellende uitspraak heel aan die einde. Sê, julle sal nooit in der ewigheid julle mond in my feesmaal sit nie. En wat het die man toegedoen, die man in hierdie gelykenis van Jesus, die huiseienaar? Hy doen presies dit, vriende, wat Jesus nou net in die vorige teaching gesê het, ons behoort te doen. Hy gaan doen presies dit. Hy gaan nooi die krepeles, die verlamdes, die blindes, die armes. Hy gaan nooi ons. Hy gaan nooi ons. Die wat nooit in alle ewigheid sal kan terugbetaal. En dit is die gospel, liewe vriende. Ons die hulpbehoewendes word ingenooi en ingeneem en aangeneem in hierdie feesmaal van die koning van die heelal. En ons kan aansit en ons kan gelukkig wees. Gelukkig in die wete dat ons in ewigheid nie gaan terugbetaal nie. So vriende, laat ek opsom. Wat sê Jesus vir ons harte vandag? Geef vir hulle wat nie vir jou kan teruggee nie. Dit sal vir jou vreugde bring. Dit sal jou oog hou op dit wat jy ontvang het en dit sal jou vrygewig maak. Jy hulpbehoewende, jy wat nie in ewigheid kan teruggee nie. Dit is my goeie nuus tot jou verlossing. Maar vriende, ek wil nou hierdie baie prakties gaan maak. Ek wil dit vir ons baie prakties gaan maak. Waar is daai plekke wat ons kan gee sonder om terug te verwag? Waar is dit? Waar is dit waar ons kan gee en ewige vrugte bou? Waar kan ons vryg ewig wees? En natuurlik is daar baie sulke geleenthede oral rondom ons. En natuurlik word elkeen van ons op verskillende maniere geroep om op verskillende maniere deel te hê aan hierdie kunswerk wat God besig is om te maak. Maar ek wil een wonderlike geleentheid vir ons uitlig, vir ons as ligpunters volgende. Wil ek aan julle voorhou. Ek dink ons sal sukkel om 'n beter ontvanger te kry van dit wat goed is. 'n Beter ontvanger van liefde te kry. Maar wat iemand is wat in geen posisie is om terug te betaal as 'n babatjie of 'n jong kindjie. Wat van 'n arm babatjie? Wat van 'n gebreklike kindjie? Ons het vroeër vanoggend het ons geluister toe hierdie pragtige vrou hier gestaan het en vir ons vertel het van die babahuis, van die Daybreak inisiatief. Waar pasgebore babatjies wat deur hulle biologiese ouers verlaat is, 'n plek van veiligheid kan kry. Nou vriende, hoor vanoggend asseblief eenvoudig hierdie 'n opregte uitnodiging aan elke ligpunter, aan elkeen wat vanoggend in hierdie saal is, elkeen wat hier ingeskakel is, om nader te staan aan Daybreak House en op watter manier ook al so ons koning te kom verheerlik. Ek wil vinnig 4 dinge uitlig en dan maak ons klaar. Ek wil 4 dinge uitlig wat jy behoort te weet, soos wat jy oorweeg, waar kan jy gee op 'n plek waar niemand vir jou kan terugbetaal nie. Eerstens, Daybreak House se inisiatief uit Ligpunt uit. Dit is 'n klompie ligpunters en dit is die beantwoording van jare se gebed van ligpunters en van nie ligpunters. En wanneer ons na buitekant toe kyk as 'n kerk, is ons 'n gesonder kerk. 'n Kerk wat na buitekant toe kyk is gesonder and just what the doctor ordered vir ons. Tweede ding wat ek wil uitwys is, ek weet nie of julle so is nie, ek is definitief so. Wanneer ek moet oorweeg waar ek
saam gaan span en waar ek my resources gaan gee, dan is ek nogal puntenerig en ek sal dikwels sê, ja, dit klink goed, maar ek is nie so seker of hierdie ouens teologies dieselfde as ek is nie, of ons op dieselfde teologiese bladsy is. Hier is die goeie nuus oor die babahuis. Ons neem net babatjies in wat teologies met ons saamstem. Ons interview hulle en ons maak seker dat hulle Reformed Evangelical babatjies is. So daai kwessie is glad nie meer 'n kwessie nie. Reg. Derdens. Wat kan 'n beter geleentheid wees om te evangeliseer as kinders wat opgroei hier tussen ons midde? Ek is baie sleg met verkondig evangelie tydig en ontydig op allerlei plekke en ek kan nie vir die 2 ure op pad Kaap toe op 'n fly Saf Air trip. Ek kry dit net nie reg nie. Maar wat 'n unfair advantage as 'n kind in ons midde groot word om die evangelie met daai kind te deel. Wat 'n geleentheid het ons nie as hulle hier by ons is nie. En vierdens, vriende, hierdie is die beste een van almal. Ek het dit op uitstekende authority. Dat as ons sou liefde bewys aan 'n kindjie, dan maak ons Jesus se hart baie bly. So vriende, kom koop in op hierdie droom van vryg ewigheid by Daybreak House. En mag ons Vader dit so toelaat dat Daybreak House hier in Ligpunt se midde 'n plek is waar hulpbehoevende babatjies God se goedheid kan proe deur sy kinders en waar ligpunters gemoeid raak met die wel en wee van hierdie kinders en waar daar 'n weermag is van mense wat bid vir hierdie kinders, wat elke dag bid vir hierdie kinders. Jy kan dit ook doen. En ons wil hê Daybreak House moet 'n plek wees, vriende, waar ligpunters kan volunteer, as dit vir 'n paar uur, kom kyk na die kinders, waar hulle die kinders kan veilig hou en foster en inbring om te foster in hulle huis. En wat 'n heerlike geloofsgemeenskap projek kan dit nie vir ons wees nie. So as jy 'n ligpunter is, het jy by wyse van spreuke 'n ID-kaart wat die security gate by Daybreak House oopmaak. En dan vriende, hier is die groot droom. Hier kom hy nou. Hier is die groot droom. Hierdie klein babatjies gaan by Daybreak House bly en hulle gaan wag om aangeneem te word. Baie van hulle gaan aangeneem word voor hulle 2 jaar oud is. Maar van hulle gaan nie. Van hulle gaan waarskynlik moet teruggaan in die staat se versorgingsstelsel as hulle nie aangeneem word. Sal dit nie 'n absolute vreugde wees as daai kinders hier tussen ons en ons midde kan groot word nie? Hulle kan ons nie terugbetaal nie. Volgende week hou De Wet en Marley 'n pop-up talk oor adoption, oor aanneming. Dewald gaan net hierna na afloop van die preek afkondiging maak daaroor. So spits asseblief julle ore. Sal ons nie waarlik gelukkig wees nie, vriende? Want ons beloning is by die opstanding van die regverdiges. Hier by Ligpunt noem ons dit vryg ewig. Kom ek bid vir ons. Here onse God, U het ons aangeneem. Here, U was goed vir ons en ons kan nie terugbetaal. U het ons kom haal, U het agter ons aangekom. As dit nie vir U was nie, Here, wat sou van ons oorgebly het? As dit nie vir U was nie, Here, hoe sou ons sin gemaak het van die wêreld? Here, niks sou saak gemaak het. Daar sal niks gewees het. Here, so alle glorie en alle mag en alle heerlikheid kom U toe. En nou staan ons, Here, soos wat ons geluister het na U opdrag, en ons pleit by U, Here, gee vir ons gehoorsame harte. Mag ons tog hierdie vreugde proe. Here, mag ons uitsien na 'n beloning in die eendag. En seën, Here, die werk by Daybreak House en maak van ons 'n gemeente, Here, wat dieselfde hart het as U. Dieselfde hart het
vir weerlose kinders. Mag ons U op daai manier verheerlik, Here, en loof tot in alle ewigheid. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.